Terwyl jy jou woord het, wil ek vra dat jy so lank vir my sal deurblaai na Nehemia hoofstuk 6 toe. Jy kan hom sommer net daar hou met jou vinger, Nehemia hoofstuk 6. Ons gaan nou 'n bietjie daaruit lees. Nou die skoolvakansie het gemaak dat van ons bietjie 'n paar dienste gemis het, maar ek wil vir jou sê die Here is besig om met ons gemeente se hart te praat op mooi maniere. Kan jy dit saam getuig? Amen. Ek wil vir jou sê, as jy bietjie gaan luister na die afgelope paar weke se boodskappe, die Here is besig om iets diepers los te breek in ons gemeente. Hy roep dat ons moet bewus leef, dat daar's een wie se hart hy soek en dis joune, en daar's een wie se hart ons moet nastreef en dit is syne. As jy geluister het wat die Here die afgelope paar weke met ons gemeente deel deur die predikers, sal jy besef die Here is besig om te sê, hierdie lewe wat hy vir ons gee, maak saak en dit maak impak en ek en jy moet seker maak dat ons bedag is hoe ons tyd spandeer. Met wie ons tyd spandeer. Dit wat ons nog wil doen en dit met wie ons moet regmaak, moet ons dringend doen. Die Here sê ons moet begin dink aan hierdie kosbare, onvoorspelbare lewe wat ons het en ons moet seker maak dat die tyd wat hy ons gee, gebruik ons om nader te beweeg tot hom, nader te beweeg tot ander en om dieper in 'n verhouding met hom te staan, want daaruit vloei daar ongelooflike lewe. Ons is aangemoedig om ingeënt te bly in Jesus. Sonder hom kan ons nie doen dit wat God van ons vra nie. Ons sal uit ons eie uit begin optree, uit ons eie krag uit, en die woord sê, sonder Jesus kan ons niks doen nie. Amen. Amen. Die woord sê vir ons, dat ons dade sal vloei uit 'n liefde vir hom. En laasweek het Marius weer eens gepraat oor die gesed, daai gemeenskapshart, daai uitreik na ander, daai betrokkenheid. En terwyl ons deur hierdie gedagtes gaan en die Here is besig om dit deur sy gees in ons lewens vas te maak, wil ek vir jou sê, het iets in my kop vasgesteek wat ek glo die Here vir my gegee het om met jou te deel vanoggend, want dit het eers tot my hart gespreek en die woorde het in my kop vasgeslaan, waar is die tyd? Het jy al so gevoel die laaste ruk? Dit voel vir jou asof jy net nie by alles uitkom nie. Amen. Dit voel asof jy hardloop van die een ding na die ander ding, na die ander ding, na die volgende ding, na die volgende ding. Inteendeel, ek onthou toe ons die eerste keer meubels gekoop het vir my en Germie se trek na die eerste pastorie waar ons gewoon het ons 'n afslaer gaan besoek en daai mense praat ongelooflik vinnig. Het julle hulle al gehoor? Ek gaan dit nie probeer nie, want ek gaan jou waarskynlik oor my woorde struikel. Maar my lewe het die laaste ruk so gevoel. Dis een hardloop na die volgende, en dan op die ou einde, as my vrou nie ons lewe bymekaar hou nie, sal my kinders by niks uitkom nie. As my skoonouers nie help om kinders aan te ry nie, sal hulle by niks uitkom nie. Op die ou einde sal ons almal maar net by die huis moet sit en vra, wat het van ons tyd geword? Beleef jy dit ook? Nou, God sê vir ons vandag, dat deur jou wil hy impak maak, maar daar is 'n vyand wat besig is om te werk in ons lewens. En ons gaan sien hoe hierdie vyand werk aangaande die skrif vanoggend, Nehemia hoofstuk 6. As jy dit het, kan jy sê amen. Nehemia hoofstuk 6, kom ons lees daar saam vanaf vers 1. Die opskrif in die 2020 vertaling sê, verdere teenstand teen die bouwerk. Net 'n bietjie agtergrond, die volk is besig om die stad te herbou. In die bouproses het Nehemia die gesinne gelei om nie groot werk te onderneem nie, maar net die werk reg voor hulle. Die opdrag was, daar waar jy is, net voor jou begin die muur herbou, en die muur is herbou, en dit is 'n groot werk. En die vyande van die volk, wat so gelukkig was dat die stad in sak en as lê, die groot werk was nagelaat, begin sien dinge gebeur. En in jou en my lewe het die Here vir ons mooi werk uitgeknip. Nie net daar buite nie, maar in jou gesin en in jou verhouding en in die mense wat hy in jou lewe toevertrou het. En daai goeie werk is besig om voort te gaan, maar jy mag dalk vanoggend vind jy kom op hierdie deel van jou lewe. Ons lees af vanaf vers 1. Verdere teenstand teen die bouwerk. Toe die nuus Sanballat, Tobia, Gesem die Arabier en die res van ons vyande bereik dat ek die muur herbou het en dat daar nie meer 'n bres daarin was nie, alhoewel ek tot op daardie stadium nog nie die deure en die poorte ingesit het nie, het Sanballat en Gesem vir my laat weet, kom, laat ons byeenkom by Kefrim in die Ononvallei. Hulle was egter van plan om my kwaad aan te doen. Vers 3,
Ek het die boodskappers na hulle gestuur en gesê, dit is 'n groot werk waarmee ek besig is. Ek kan nie na julle afkom nie. Waarom moet ek die werk stil laat staan omdat ek dit moet los en na julle afkom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer vir my gestuur en ek het hulle op dieselfde manier bly antwoord. Toe stuur Sanballat vir die 5de keer op dieselfde manier sy dienaar na my met 'n oop brief in sy hand waarin geskryf staan: Onder die nasies word daar vertel en Gasmo bevestig dit dat jy en die Judeërs van plan is om in opstand te kom. Dit is waarom jy die muur herbou en volgens hierdie berigte gaan jy hulle koning word. Jy het selfs profete aangestel om in Jerusalem oor jou te verkondig. Daar is 'n koning in Juda. Hierdie berigte gaan nou by die koning uitkom. Kom dan nou, laat ons by mekaar kom. Jy sien, hy skep 'n dringendheid. Ek het toe aan hom 'n boodskapper gestuur en gesê, hierdie dinge wat jy beweer, gebeur nie. Inteendeel, jy versin dit in jou eie hart. Ja, hulle almal wou ons bang maak en het gedink, hulle hande sal slap word vir die werk, sodat hulle dit nie sal doen nie. Daarom, maak my hande sterk, my Heer. Tot sover. Die realiteit is, daar is 'n daaglikse struweling. 'n Daaglikse struweling, sê ek vir jou, in ons lewens. He saved our souls for eternity. Worthy is the Lamb, glory to the King. Oh, let all the Ons noem dit afleiding. Gebeur dit nie in jou lewe nie. Jy's nog so besig met iets en iewes skielik gryp iets jou aandag. Dit roep na jou, dit skree na jou. Selfs al is the praise song. Iewes skielik voel dinge asof dit balans verloor. Jy verloor jou momentum. En nou moet 'n mens weer probeer om hierdie situasie bymekaar te gryp. Het jy geweet? Dit kan tot en met 'n halfuur vat vir jou wanneer jou fokus gebreek is om weer daai selfde fokus bymekaar te kry om voort te gaan met die taak waarmee jy besig was. So of ek het nou 'n groot risiko gehad hierso en julle gaan vir die volgende 30 minute nie weet waarvan ek praat nie. Of dalk gaan dit saamwerk. Jy sien, hierdie daaglikse struweling in jou en my lewe is dinge wat ons aandag soek. Afleiding wat elke dag aan jou en my lewe trek. En ek gaan nie net praat oor die normale goed nie, maar ek gaan daarna verwys. Hoe weet ek daar's afleiding in jou en my lewe? Ons sê goed soos, ek kry niks klaar nie. Wie van julle daai taakie wat al lê vir maande, wat jy net nie klaar kry nie? Ek kom net nie uit by dit of die mense wat vir my belangrik is nie. Jesus, ek's heeltyd net aan die gang. Of jy voel ek misluk as ouer en as eggenoot en as vriend, want soveel dinge wat ek wou doen, het ek net nie gedoen nie. En dan vra jy, waar is die tyd? Wat het gebeur? Waartoe hardloop dit met ons? Dis asof jou tyd geroof word. Maar wie van julle kan onthou in die tyd toe die Eskom krisis begin het en ons so vir 'n paar nagte en dae in duisternis in jou huis gesit het met geen afleiding nie 'n TV nie, nie 'n radio nie, nie 'n selfoon nie, en jy het vir die persoon oorkant jou gesit en kyk en gevra, nou wat doen ons nou met jou? Aandete by Kerslig. Ons lees weer stories voor ons gaan slaap. En iewes skielik het die aande gevoel asof dit net nie tot 'n einde kom nie. Ja? Hoekom? Want die afleiding was weg. En ek en jy het gesit met almal en alles voor ons wat onverdeelde aandag moes kry, want die kersie maak net so ver lig. Jy sien, in jou en my lewe wil afleiding konflik skep. Hierdie konflik sit diep binne in jou en my. En dis 'n konflik wat baie keer staan teen God. Want wanneer ek en jy nie ordentlik ons aandag kan lê aan dit wat belangrik is nie, dan lei ons verhouding met ander mense skade. Ons vriendskap ly skade, ons verhoudings met ons eggenoot ly skade en ons verhouding met die Here ly skade. Jy jaag deur die dag om klaar te kry sodat jy net in die bed kan val en sê amen. En ons sê vir mekaar, dis normaal. Ek weet nie by hoeveel braais jy onlangs gekuier het nie, maar daar's so 'n klein kompetisie wat aan die gang is tussen almal wat braai. Het julle dit al gehoor? Jy's ouens, ek's besig. Jy dink jy's besig. Jammer ouens, my kar lyk so, ek kry nie tyd om hom te was nie. Jy weet niks.
Daar's 'n berg wasgoed wat so by my huis lê. En so begin ons kompeteer oor wie kry die minste gedoen en wie's die besigste. Ja? En ons sê vir mekaar is 'n teken van ons tyd. Ons sê vir mekaar, dis maar hoe dit is. Die konflik is besig om in ons lewens interne struweling te maak. En hier is die slegte nuus. As jy nou die nuutste MRI-toetse moet glo, het ons breinfunksie om aandag te lê aan dinge nie verminder nie. Dis nie asof ons sê ons breins is fisiologies besig om te verander vir korter aandag nie, of om die hele tyd afgelei te word nie. Dis die omgewing om ons wat invloed het op ons. En ek en jy gaan moet begin dink hoe ons na hierdie goeders kyk. Hoe lyk dit? Oproepe wat inkom, e-posse. Iemand wat jou roep, gou by jou kantoor stop. Jou vrou wat iewers skielik nou nodig het dat jy nou die asblik moet uitvat terwyl jy nou besig is met iets anders. Het jy al ooit in jou huis besig geraak met die goed wat moet gebeur en na 'n uur en 'n half staan al daai goeders so half klaar en jy stap terug in die kombuis en jy sê ek dog ek het die sak uitgevat, maar nou is hy nog nie eens geknoop nie. Of is dit net in my huis? En ons almal begin vra, het ons nie dalk almal 'n bietjie ADHD nie? Nee, dit is invloede van buite af wat inwerk in jou en my lewe, wat ons aandag aflei, wat ons aandag vat en dit breek in klomp klein stukkies en ons sukkel om meningvolle dinge in hierdie lewe te verrig. Nou ek gaan gou op die selfoon fokus vir 'n oomblik, vergewe my. So as een van jou eggenote lief is op hulle selfoon, ek is een van hulle, mag jy nie nou hulle in die ribbes slaan nie. Maar ek wil net hê julle moet hoor, die gemiddelde volwassene, dis nou ons ouderdom en op, kry so tussen 46 en 89 push notifications 'n dag op hulle foon. Daai boodskapie op jou foon se skerm wat sê, die soek jou, het jy daai gesien, wil jy hierdie ene koop, die ene het jou gelike, daai prentjie het opgekom, weet jy van hierdie persone, hier's 'n e-posie wat ingekom het, julle ken daai's, nê. Nee. Maar hoor gou wat gebeur verder. Die Gen Z's, dit is nou die generasie net onder ons, die jong volwassenes wat opkom, kry so 188 kennisgewings 'n dag. Ons tieners en ons jong volwassenes kry tussen 237 en 240 kennisgewings 'n dag. Laat dit insink. En as jy 'n vrou of 'n man is soos my vrou of man, sal jy agterkom, as daai foon sê ping, en daai boodskapie lê, kan jy hom net nie los nie. Het jy agtergekom? Inteendeel, as jy jou foon iewers los, dan begin jy so maak, want jy wil kyk wat op hom aangaan. Het jy agtergekom? Dis een van die afleidings. Dis net een van hulle. Dis nie eers te sprake van oproepe, e-posse wat op jou rekenaar verskyn nie. Dis nie eers te sprake van iemand wat buite kan skree en die grassnyer wat aangaan by jou buurman 6:30 op 'n Saterdagoggend nie. Al hierdie goeters is besig om inbraak te maak op jou en my se vermoë om regtig iets te doen wat vir God se koninkryk impak maak. Jy het al seker saam met iemand gesit by 'n koffiewinkel, in diep gesprek. Dan kyk julle altyd vir die foon op die tafel om eintlik te bepaal is nou myne of joune. Ja? En dan tel jy jou foon op en sê, ag skus, ek wil net gou-gou. En dan kyk jy gou-gou en dan sit jy daai foon en as jy voor jou kyk, as jy mooi oplet, gaan jy eintlik agterkom daai persoon kyk terug na jou, half met teleurstelling. En dan gebruik ons hierdie woorde, skus, waar was ons? En dan kom dit meer kere dan nie dat die ander persoon vir jou sê, "Haai, weet jy, ek kan dit nie onthou nie." Of is dit in my ouderdomskerf en op? Maar dit is wat gebeur. En in daai oomblik, terwyl die Here vir jou sê, hier is 'n kosbare geleentheid vir jou en die persoon om dieper verhouding te bou, kom hierdie afleiding en hy lei jou af vanaf dit wat belangrik is in die oomblik en hy gryp jou aandag en hy breek daai kosbare tyd saam en dit vat julle weer 10 minute om te stry oor waarmee was ons nou weer besig en jy amper herroep die hele gesprek tot amper waar jy was en op die einde gee jy op en sê, nee, ek kan nie onthou nie. So gaan dit met jou kinders. En dit is ons lewens op die stadium. Ons hardloop na die afleidings toe. Hierdie afleidings is wat die vyand gebruik. Dis aktiwiteite wat inmeng. Geestelik is dit goed wat jou vermoë om jou verhouding met die Here en ander sterk te hou afbreek.
Partykeer voel dit vir my ons moet gaan karavaan opslaan iewers in 'n veld met geen sein nie. En vir 'n paar dae net weer herkonnekteer met mekaar en met die Here. Amen. Die Griekse woord vir hierdie afleiding wat ons lees in Johannes 10 is perispao. Perispao. Dit gee die gedagte dat jy met toue in verskillende rigtings ingetrek word. En dis wat afleiding doen. Die een wil jou hê jy moet gou-gou hier luister, die ander een wil jy moet hier gou-gou kyk. Jou kind wil hê jy moet daarso gou-gou heen gaan en voor jouself kry, voel jy dat jy by niks uitkom nie, maar jy was die heeltyd besig. As jy al ooit 'n hondjie gehad het wat sy les soek in sy boks en hy begin daai draai ding, het julle dit al gesien? Party woefies skryf vinnig hulle lê, hulle draai en hulle gaan sit. Maar party hy bly besig, maar hy gaan nêrens heen nie. En dis wat afleidings doen. Dit laat jou besig bly, maar jy gaan nêrens heen nie. Dit skep in jou 'n valse idee dat jy besig is om met iemand te konnekteer, maar jy is nie. Jesus antwoord in die geval van Maria en Martha, waar daar hierdie huis vol mense was en Maria wat by Jesus se voete lê en Martha, hoor my mooi, wat besig was met 'n goeie werk. En hoor my mooi, afleiding is nie net om jou te kry om sonde te doen nie. Afleiding kan goeie werk wees wat dalk nie nou nodig is nie. En Jesus antwoord vir Martha nadat sy ook hande in die lug gegooi het en gesê het, dit kan nie so werk nie. Sê Jesus vir haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Daar's baie dinge in ons lewens wat aandag kort, maar nie alles is altyd noodsaaklik nie. Nou moet jy sê amen. Trap ek op 'n paar tone vanoggend gemeente. Daar's baie goed wat jou aandag nodig het, maar nie alles is nou noodsaaklik nie. En die vyand gaan hierdie ding gebruik. Hoe het hy dit gebruik? Dink aan die verhaal wat ons gelees het uit Nehemia en die bou van die muur. Die stad is amper beveilig. Die mure staan, die mense voel hulle is besig om 'n goeie ding te doen. Dis net nog die deure wat gehang moet word. Dan kan die deure gesluit word en die stad binne kan herbou word en die stad kan verdedig word. En wat sien die vyand? Hier is 'n goeie ding op pad. Ons moet hulle stop, ons moet hulle keer. En die Satan kom baie keer in jou lewe en hy wil daai tyd steel van jou. Hy wil daai geleentheid wat jy het steel met afleiding sodat jy nie die goeie ding kan doen nie. En wat doen die vyand in hierdie verhaal in vers 2? Sien ons, daar kom boodskappers wat tyd wil vat. Kom ons vergader, kom ons trek weg van waarmee ons besig is, kom ons gaan spandeer tyd elders, kom ons gaan doen iets anders. Dit lyk goed, dis dalk politiese verhouding wat ons hier bou, dit kan dalk langtermyn vrede bring. Hou net op waarmee jy besig is en tree net vir 'n oomblik weg. Hoeveel keer kom die Heilige Gees en hy dring jou in jou hart om iets dringends te doen. En dan kom afleiding en hy sê, ek wil net gou. En die geleentheid bly agter en ek en jy verloor daai oomblik wat God in en deur ons wou werk. Ek het nou die dag sit ek by 'n geleentheid waar ek weer eens agter die kamera besig is om videoetjies te neem. En ons almal doen dit. Wie is die videonemer in die huis? Laat ek net gou sien. Wie van julle het agtergekom, jy moet gewoonlik na die hele geleentheid die arme ou videoetjie self gaan kyk om te sien wat eintlik nou gebeur, reg? Jy was daar, maar jy was nie daar nie. Maar wat gebeur wanneer jy jou foon in daai oomblik neergesit het, nie die videoetjie geneem het nie, net vir 'n oomblik? Jy kyk na wat voor jou is. Jy neem dit in. Daar's iets in die ou skrywers wat ek ongelooflik waardeer. Baie keer as hulle 'n situasie beskryf, dan sal hulle sê iets soos die lug het geproe soos modder na die reën. Ek het staaldruppels in die lug geruik terwyl vars geknarste gras of geknakte gras op my tong gelê het. Waarvan praat hierdie persoon? Hy was in die oomblik. Hy het die reën gevoel, hy het geruik wat van die grond af kom, hy het die gras in sy mond geproe, hy was 100% in die oomblik.
sonder afleiding. Wanneer laas kan ek en jy sê, ons het so opgelet? Maar die vyand kom en hy sê, in daai mooi oomblik wat ek wil hê jy moet dalk verhouding herstel, of mense bereik, of in jou gesin 'n spesiale oomblik beleef wat julle verhouding sal versterk, of empatie losmaak saam met iemand terwyl hy met jou praat, wil die vyand kom en daai oomblik wil hy jou wegvoer iewers anders deur afleiding. En wat gebeur? Daar gaan 'n raamwerk in jou hart moet gestel word, waar jy gaan moet bepaal, is hierdie afleiding wat nou gebeur, 'n goeie of 'n slegte afleiding, gaan dit bydra of afbreek maak aan dit wat ek mee besig is, en is dit nou noodsaaklik? Ons sien hier so in Nehemia sê, hy besef egter, hierdie man het 'n plan gehad met dit. En tweedens vra hy, waarom moet ek die werk laat stil staan? Waarom moet ek stop waarmee ek besig is om nou hieraan aandag te gee? Dit verg dat ek en jy vir mekaar die vraag soms moet vra wanneer ons in 'n omstandigheid is dit waarmee ek besig is, my aandag die moeite werd? En indien dit is, gaan ek sterk skop teen dit wat my wil wegvoer, 'n afleiding wat my iewers anders heen wil vat. 4 keer het die boodskapper op dieselfde dag met 'n brief by hulle gekom. Nou as jy kinders het, of Marius as 'n baas, wat groot geword het in die era van Blackberry, onthou julle Blackberry. Waar is jy? Ping, 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 ping. Wie van julle tik nog ping op julle boodskappe? Wat doen daai boodskap? Jy sê eintlik vir jou, het jy my boodskap gesien? Kyk nou! Vat jou aandag af van waarmee jy besig is en kyk hier. Nou hoe weet ek dit is nie gesond nie? Skep jouself die scenario, jy's in die middel van 'n operasie op die tafel. Wit, blou jakkie. Jy is oopgekloof. Die dokter gaan, goed julle, hier is nou die moeilike deel, kom ons gaan voort. Ping! Soos er gaga daar. My vrou het foto's van die vakansie gepost. Klink dit belaglik? Ja. Partykeer is ek en jy in gesprekke met mense wat amper lewe en dood kan wees. Partykeer het ons 'n geleentheid met ons kind wat ons nooit weer gaan hê nie. Partykeer het jy en jou eggenoot hierdie een oomblik nodig om net weer mekaar te vind. Dis ernstig, dis noodsaaklik. Maar iets gryp jou aandag. Ek sal nou by jou kom sit, ek wil net gou-gou. Wie van julle agterom, gou-gou is so 'n misleidende woord in Afrikaans? Ja? Gou-gou. Gou-gou is gewoonlik 'n halfuur, 3/4 uur, en vir partymans is dit 'n uur as hy net gou-gou toilet toe gaan. Hoekom? Ons verloor tyd met waarmee ons besig is. Ons lê nie ag op dit waarmee ons besig was nie. En die tyd gly deur ons hande. 4 keer kom hulle en hulle soek aandag. En die vyand doen dieselfde. Wanneer ek en jy besig is met dinge wat regtig saak maak, ek kan jou beloof, hy gaan 'n afleiding wil stuur om daai tyd te roof. Ping! Wat gryp jou aandag? Het jy in jou hart reeds besluit, as ek hierdie gesprek vandag hier het, sit ek my foon af, ek bær hom, inteendeel, meeste navorsing wys nou, as daar 'n foon op 'n tafel en met 'n gesprek, is die persone angstig oor daai foon, want hulle weet nie het hulle iets gekry nie, maar as jy daai foon net wegbære, dan bring dit meer vrede in die gesprek, want daai foon op die tafel sê vir die persoon oorkant jou, het jy geweet, as die ding nou 'n gelykie maak, is wie aan die ander kant van daai gelykie is, belangriker as jy. Jy sien, in vers 9 sien ons daar's 'n strategie van die vyand. Vers 9 sê, die doel van hierdie manne op Nehemia was, dat die werkers se hande dat slap word. En hulle sal nie doen wat hulle moet nie. En dis wat die vyand se strategie met jou en my is. Dis wat Satan wil hê. Dat hierdie aandagafleibaarheid, hierdie dinge wat jou aandag die hele tyd gryp, wat nie regtig noodsaaklik is nie, wat nie bydra tot dit wat jy nou jou aandag aan moet gee nie, dat dit jou hande sal laat gaan slap lê. Dat die werk wat jy daar moet doen, dat dit wat die Here daar wil verrig,
ongedaan gelaat sal word. Wat is Nehemia se oplossing? Hy vra die Here, daarom maak my hande sterk. Help my om nie slap te lê nie. Help my om raak te vat dit wat ek nou moet doen. Help my om te fokus en aandag te gee aan 'n oomblik soos hierdie. Het jy geweet, jy het die tyd gekoop vanoggend om hier te wees vir 'n uur. Om dalk vanoggend iets van die Here te hoor wat jou lewe en jou verhoudings kan verander. Gryp die tyd aan. Paulus sê ons gryp die gedagtes gevangenes tot gehoorsaamheid aan die Here. Hierdie is 'n oomblik, gryp dit vas. Hoeveel keer het jy al op jou foon vanoggend gekyk? Laat ek net sien. Nee, pastoor, ons doen nie dit nie. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. In Filippense 1 vers 9 tot 11. Hy sê, ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op Jesus Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, so dit praat van persoonlike heiligmaking, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Hy bid dat ons sal onderskei tussen wat belangrik is en wat nie is nie. Hy bid dat ons in daai oomblik sal kan besef wat gaan bydra tot dit wat God in en deur my op daai oomblik wil doen. Wat is God se plan met hierdie gesprek? Wat is God se plan met my gesin in hierdie oomblik? Sodat dit die belangrikste sal wees. En ek weet nie van jou nie, maar ek bid dit meer in my lewe. Amen. Ek bid dat ek minder sal aandag gee aan die dinge wat wegneem en meer tyd sal spandeer aan dit wat belangrik is. Ek sluit af net met 'n paar gedagtes. Wat doen ek? Wat doen ek nou? Nou dat ek weet, al lank al geweet, my aandag is verdeeld. 1. Jy moet seker maak dat jy meer bewus word van die dinge wat jou aandag wegvoer. Onthou, 'n afleiding lei jou af weg van waar af jy moet gaan. Wat is die algemene afleidings in jou huis wat jou aandag gryp en dit wegvoer? Nee, jy kan nie van jou kinders ontslae raak nie. Unfortunately, that's a given. Fortunately. Het julle begeerte om meer kwaliteit tyd saam met julle kinders te spandeer, maar julle kom net nie daarby uit nie. Sit die TV af en speel 'n bordspelletjie saam met mekaar. Nou my skoonouers sit daar agter, hulle weet hoe baie TV kyk ek. Ons het by ons 'n ding op 'n stadion begin, sondaande is games night, veral in die somer. Wat moet jy doelbewus begin minder maak of uitsny uit jou lewe uit? Sodat daar so meer kwaliteit en kwantiteit tyd kan wees vir dit wat belangrik is. Wat trek jou aandag die meeste wanneer jy tyd saam met mense spandeer? Vir ons as predikers, ons glo nie, ons kan nogal besig wees, maar partykeer is jy besig om deur 'n week of 2 aan 'n preek te werk en partykeer wil jy Saterdag net die finale skaafwerk doen. Jy geweet dit kan inbraak maak op my familietyd. Ja, pastoor, is jou werk? Nee, ek kan die woord klaar voorberei teen Vrydag, sodat ek Saterdag met my gesin kan wees. Maar dit vat 'n doelbewuste besluit om dit wat my aandag kan wegneem van dit wat belangrik is, uit te stel of op 'n ander tyd te adresseer. Amen. Tweedens, jy moet besef dat daar's ander aktiwiteite wat mense stadiger laat beweeg. Daar's aktiwiteite wat jy met jou gesin kan doen wat die tempo net terugbring. Aandete kan voor die tyd klaar wees en jy spring na die tafel toe, of jy kan bou jou eie pizza aand hê. En almal staan om 'n tafel en julle lag en julle kuier en julle maak hierdie chaos voor julle. Dit bou verhouding, dit deel 'n oomblik, dit gryp 'n 20 minute ete en dit maak dit 'n uur familietyd. Jy weet wat in jou lewe aangaan, jy weet wat in jou huis aangaan. Dalk is dit jou toestel. Dalk moet jy van daai kennisgewings afsit. Jy weet, jy kan al die sosiale media kan jy kies, moet hy skree of moet hy nie skree nie, moet hy vir jou 'n ribbon op jou foon sit of nie. Of jy kan 'n doelbewuste besluit maak, wanneer ek 1-tot-1 tyd met iemand spandeer, dan is my foon weg. Wat gaan jy verander
En in Psalm 27 maak die woord vir ons hierdie mooi gedagte. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly en nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink. Wat sê hy vir ons? Jy moet tyd maak met God en in sy teenwoordigheid wees. Jy moet tyd maak vir God. Jy agterkom as jy nie tyd maak nie, gaan jou verhouding met die Here nie verdiep nie. En dis God se begeerte dat ons verhouding met hom verdiep. Hy sê hy dink aan al die Here se goeie ding. Jy moet dit wat die Here doen, sy woord, wie hy is, oordink. Westerse woord wat ons soms gebruik is mediteer, maar die mooi woord is eintlik bedink, diepe bedink dit wat God vir jou sê. En dan natuurlik ook moet jy tyd in gebed spandeer. In vandag se tyd van afleiding, en ek sien my tyd loop uit, wil ek vir jou sê, dit kan nie meer krities wees vir ons dan nou, om weer ons tyd terug te neem nie. En jy gaan agterkom, as jy hierdie proaktiewe stappe begin doen, want jy besef, dis die vyand se strategie, en jy weet as jy dit gaan reg beheer en bestuur, gaan daar meer kwaliteit en kwantiteit in jou verhoudings met God, met jou eggenoot, jou kinders, jou vriende en jou gemeenskap wees, gaan jy sien, dis asof daar tyd bykom. Ek kan net sowel nou hierso sê amen, my rekenaar toemaak, en sê vir die volgende 5 minute, gaan jy by jouself bid, in hierdie stilte, en van jou is harte gaan, 5 minute. Wat 'n verandering gaan jy aanbring? Ek het 'n paar, maar God sê, sy hart vir ons gemeente is impak, is verdieping, is gesinne wat gesond is gemeenskappe wat geseënd is deur ons. Maar vir dit moet ons aandag gee. Op 'n stadium spreek Jesus met sy volgelinge en hy sê, laat die wat ore het, hoor. Laat die wat kan aandag gee, luister. Mag ons dan ook hierdie afleidingsafskit, dit minimaliseer en 'n impak maak, verrykend, meer as wat ons gedink het moontlik is. Amen. Wil jy saam met my staan? Dan wil ek vir ons 'n gebed doen terwyl die band na vore kom. En ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik ons harte weer voor die Here kom lê en vir hom vra om ons hande sterk te maak. Kom ons staan saam, dan sluit ons af met hierdie gebed. Almagtige Hemelvader, terwyl ons in hierdie oomblik net die tyd neem om te sê dankie Here dat deur u woord en deur u handeling met Martha Maria, Here, moedig u ons aan om dit wat belangrik is te identifiseer in die afleidings, die ander dinge, nie noodwendig net die sonde nie, maar dit wat inbraak wil maak op dit wat u wil doen. Gee ons die wysheid en die insig om die besluit te maak om te kan onderskei dit wat dringend is en noodsaaklik is en net dit wat ons aandag wil roof. Here, ek bid dat u in ons harte hierdie verwysingsraamwerk sal stel, dat ons vooraf sal besluit wat ons proaktief wil doen om hierdie afleidings te minimaliseer. Here, wat is dit wat ek en my broer en my suster in ons lewens moet aanpas, sodat u nie net in ons lewens meer kan beweeg nie, maar dat ons dieper in ons verhouding met u kan leef. Dat ons meer in egtheid kan konnekteer met ander om ons eggenote, ons vriende, ons kinders, miskien ons bure, ons gemeenskap, hierdie wêreld waarin u ons roep om vrug te dra en vir ander te kan getuig van wie u is. Ek bid, Here, dat wanneer die afleidings kom, dat ons soos Nehemia sterk sal staan en vra, hoekom moet ek nou hieraan aandag gee? Want Here, wanneer ons dit vasgryp, glo ek met my hele hart, gaan ons as gemeente in u koninkryk selfs nog meer effektief kan wees. En ek dankie dat deur u Gees is dit vir ons moontlik. Mag ons beleef hoe u teenwoordigheid al hoe meer bewustelik in ons lewens lê. Hoe u stem al hoe harder en duideliker in ons lewens praat. Hoe ons verhoudings versterk en groei en verdiep
en kleurvol raak en hoe ons impak in ander se lewens meer gewig, mening en diepte kan dra. En ek bid dit in die kosbare naam van Jesus, ons verlosser, wat aan die kruis van Golgotha met absolute fokus alles gedoen het, sodat ons verhouding met U herstel kan word. En ons bid die naam van Jesus alleen. Amen. I'm living in hope.